Goeiemôre gemeente. Ek groet jou in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees, met die woorde van Spreuke 22 vers 6. Leer 'n jong mens om die regte pad te kies, en wanneer hy of sy eendag oud is, sal hulle nie daarvan afwyk nie. In ons reeks 'n wyse lewe wat werk, staan ons vanoggend stil by die tema Bou sterk families. Dit sluit baie sterk aan by dit waaroor ons laasweek gesels het in terme van die keuse van 'n huweliksmaat en die inrig van ons huwelike, ook wanneer ons dan nou uiteindelik tot trou kom. Vanoggend kyk ons na een of twee ander aspekte en dalk selfs net 'n bietjie dieper na sommige van die aspekte waaraan ons reeds laasweek geraak het. Baie welkom. Mag die Here jou verryk en jou belewenis en intimiteit van hom ook vanoggend 'n nuwe diepte gee, soos wat ons besig is met die woord. Ek nooi jou uit om in lof en aanbidding saam met my ons drie-enige God te aanbid uit Liedboek 203, Loof die Here al wat lewe, Liedboek 188, Kom dank nou almal God, en dan sluit ons die voorsang af met Liedboek 513, Soek in God jou sterkte. Kom ons sing saam tot eer van God. Vasca
Seun en Gees, almagtig en verhewe, die hele God ons roem, die krag en majesteit. O Heer, ons wil U noem, ons God in ewigheid. O Heer, ons wil U noem, ons God in Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Maak sy wapenrusting jou gewone drag. Nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose lus. Dis waarteen ons elke dag se stryd en worsteling is. Teen die onheilsmagte geeste in die lug. Veg ons met die Here en ons sal nie vlug. Waarheid en opregtheid, altyd op hul pos. Met die blye boodskap dat die Heer verlos. Met geloofsvertroue as 'n skild wat keer. Daarmee kan ons elke aanval van die bose weer. Helm van verlossing stewig op die kop. Veg ons met die Geeswaard, dis die woord van God. Doen ons alles bidden, sal die Gees ons lei. Sal ons op en wakker en gewapen bly. Dan sal ons kan saam staan, saam kan bid en werk. So maak ons oorwinnings moontlik vir God saak en kerk. Bid en samewerking voluit as 'n span. Open die geheime van die Heer se plan. Kom ons bid saam. Vader, in ons samelewing is daar baie druk en baie interessante gedagtes rondom hoe 'n gesin behoort te lyk en hoe 'n gesin behoort te funksioneer. Wat dit beteken om sterk families te hê, is dalk nie vir ons so helder as wat die skrif daaroor praat nie. Soos wat ons nou na die woord toe beweeg, om riglyne te verkry, wysheid te verkry oor wat dit beteken om sterk families te bou, as u navolgers, vra ons dat u ons sal herinner aan ou waarhede, dat u ons sal uitdaag met nuwe waarhede, en dat u vir ons sal versterk deur die Gees, om te gaan leef dit wat ons uit die skrif uit van u ontvang. Dankie vir die heerlike voorreg om op hierdie manier voor u te kan vergader. Ons bid hierdie dinge in diepe afhanklikheid van ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons teksgedeelte kom uit Spreuke 23 vers 22 tot 26. Weereens is dit 'n verwysingspunt, 'n beginpunt vir ons gesprek. Deur die loop van die preek sal ek na verskeie ander teksgedeeltes verwys, maar as ons vertrekpunt Spreuke 23 vers 22 tot 26. Luister na jou pa wat jou die lewe gegee het. Moenie jou ma afskryf omdat sy oud geword het nie. Verkry waarheid. Moet nooit daarvan afstand doen nie. Hou vas aan wysheid, selfbeheersing en insig. 'n Pa van 'n kind wat reg doen, het rede vir blydskap.
'n wyse kind verskaf sy of haar ouers groot vreugde. Laat daar 'n rede wees vir jou pa en jou ma om oor jou bly te wees. Mag jou ma wat jou in die lewe gebring het, rede hê om oor jou te juig. My seun of my dogter, maak jou hart vir my oop en volg my voorbeeld na. Ek ken nou nie almal se stories en hoe hulle groot geraak het in terme van kleintyd en die verhouding wat jy met jou ouers gehad het nie. Maar ek kan die Here regtig prys vir 'n wonderlike kleintyd met 2 ouers wat uit hulle pad uit gegaan het om vir my en my suster die lewe so sinvol en so liefdevol as moontlik in te rig. As ouer vandag het die wonderlike voorreg om self pa te kan wees van 3 klein kaboutertjies wat vir my baie besig hou en baie aan die gang hou en baie nederig hou. Besef ek in baie opsigte eintlik maar op 'n daaglikse basis tot watter ekstreme my ouers opofferings gemaak het om die lewe vir my en my suster sinvol en liefdevol in te rig. So ma en pa, as julle kyk, dan wil ek sommer net dankie ook sê vir alles wat julle gedoen het en nou nog doen. Dis vir my en Bianca 'n heerlike voorreg vir dit wat julle inbou in ons kinders se lewens, en skoonma en skoonpa. Dis vir my baie lekker om 'n dubbele bederf te kon hê om 'n ma en 'n pa te kon bytkry toe ek met Bianca trou. En vir die insette wat julle ook vandag nog in ons lewe het en in ons kinders se lewe het, sê ek baie baie dankie. Dis 'n groot voorreg en ek besef wat julle alles gedoen het en ons waarskynlik nog 100 ander goed wat ek eers sal besef soos wat ek self ook ouer raak. Ek prys die Here en ek eer hom dat ek julle as my ouers het in my lewe. Verskeie mense glo die tradisionele konsep van 'n sterk kerngesin, naamlik 1 man en 1 vrou en hulle kinders, is sinneloos en besig om dood te gaan. Dis ou nuus. Die Engelse woord sê dit so lekker, dis outdated. Daar is tog ander maniere om jou lewe in te rig. Daar is tog ander maniere as ons praat oor 'n romantiese verhouding of oor kinders hê, oor waarop ons lewe kan inrig. Daar's so 'n oormag stemme, daar's so 'n oormag negatiewe data tot ons beskikking hier rondom, dat 'n mens regtig soms op 'n hoopie wil gaan sit en wil vra, maar is hierdie ander stemme, is hierdie ander benaderings, is hierdie ander opinies nie maar net gewoon reg nie? Ek haal vir jou aan wat een van die teoloë sê rondom familiewees. Though guns and bombs are not the chosen weapon in the wars that rage in many homes, the casualty list is often devastating. A hatred nearly as deep as that which fuels racial tensions lies beneath the surface of a shocking number of family relationships. Well might the average person conclude that there is no hope for such families. Nie net is daar vreeslike interessante stemme en opinies rondom hoe 'n familie opset, of 'n gesin opset, of 'n huweliks opset, of die grootmaak van kinders vandag moet en kan funksioneer nie, wanneer ons dan nou dit regkry om op een of ander manier die meer tradisionele benadering, wat ons dan nou ook glo die Bybelse benadering is, te volg rondom familiewees, 1 man en 1 vrou voor God, besig om hulle kinders met die nodige wysheid en genade van God af te probeer grootmaak, is dit heel dikwels eintlik maar niks anders as 'n oorlogsveld nie. Weereens, mens voel dalk soms om op 'n hoop te gaan sit en te sê, wat nou? Moet ons nie maar net ophou probeer nie? Moet ons nie maar net hierdie storie los nie? Is daar nie dalk wysheid in die sogenaamde ander opinies en stemme en voorstelle van hoe 'n kerngesin of 'n familie opset veronderstel is om te moet funksioneer nie? Sogenaamde wysheid wat heeltemal uitlyn is met dit wat ons in die skrif kry nie. Ek dink tog nie so nie. Ek dink tog, daar's baie wysheid in dit wat ons in Spreuke kry, en ek dink die wysheid wat Spreuke vir ons gee rondom die bou van sterk families, kan regtig vir ons help om 'n lewe te leef, en ons familie opset, waarin ons kan vreugde vind, waarop ons kan trots wees, wat vir ons regtig 'n glimlag op ons gesig sit, en 'n diep vrede in ons harte laat vestig. In Spreuke is daar 2 belangrike komponente verbonde aan die bou van sterk families. Die eerste een is stabiele en soliede huwelike, en die tweede een is effektiewe ouerskap.
Ek sal eers net stil staan by die stabiele en die soliede huwelike, in aansluiting by dit wat ons laasweek met mekaar gedeel het oor die keuse van 'n eggenoot, ook vanuit Spreuke, en dan in 'n tweede ronde sal ek so 'n bietjie gesels oor ouerskap en watter riglyne, watter wysheid ons uit Spreuke uitkry om effektiewe, liefdevolle, sinvolle, godgetroue ouers te kan wees. In Spreuke 5 vers 18 tot 19 waarna ek ook laasweek verwys het, lees ons: Laat jou eie fontein vir jou tot seën wees. Geniet jou eie jong vrou of man. Sy is die bokkie wat jy lief het. Laat haar borste vir jou vreugde gee. Laat haar liefkosings jou die hele tyd oorweldig. As ons stil staan by soliede en gesonde en stabiele huwelike, dan help hierdie teksgedeelte vir ons om minstens 2 aspekte mooi voor in ons gedagtes vas te hou. Die eerste een is permanensie. Die huwelik is die fondasie waarop sterk families gebou word. Solied beteken dikwels ook om solied toegewy te wees, solied vas te byt en aan te hou en te strewe na die gesonde huwelik waarna ons eintlik smag. Soms gaan dit goed in die huwelik en soms gaan dit baie swaar in die huwelik. As jy trou, bly asseblief getroud. Gee alles wat jy kan om die permanensie wat God se wille is met die huwelik in stand te hou. Kry hulp. Werk aan jou huwelik. Vas. Bid. Probeer weer en weer. Doen wat jy moet om by mekaar te bly. Nommer 2. Spreuke 5 vers 18 en 19 help ons om te verstaan dat daar groot vreugde en seën lê binne 'n huwelik van permanensie waarin ons op 'n godverheerlikende manier aanhou opoffer sodat ons as man en vrou by mekaar kan bly in die huwelik. Uit Spreuke 5 hoor ons dat seksuele vreugde en 'n diep ewigdurende emosionele band kenmerkend is van 'n gesonde, stabiele verhouding. Wanneer ons dit binne in 'n huwelik beleef, is dit presies hoe God dit geskep het. Is dit presies die ruimte waarbinne God wil hê dat ons dit moet kan geniet en moet kan vier. Dis fantasties. Hoe kry mense dit reg om 'n huwelik van groot vreugde en seën te beleef? Een van die baie belangrike dinge wat ons kan en moet doen, is om te bou op elke stuk gemeenskaplike grond wat ons kan vind in ons verhouding. Elke gemeenskaplike waarde, elke gemeenskaplike doel, plesier, betrokkenheid in 'n bediening, elke ontspanningsstrewe. Indien ons nie op hierdie manier kan voortbou op gemeenskaplike dinge wat ons deel in die huwelik nie, is dit uit die aard van die saak tyd vir 'n kompromie. Om te verander, te groei en te ontwikkel in nuwe rigtings in, totdat ons iets ingemeen het in ons huwelike. Ja, hierdie is die tipe opoffering, die tipe selflose liefde, wat dit moontlik maak dat ons stabiele, soliede, gesonde, permanente huwelike het, waarbinne ons groot vreugde en seën beleef en uitdeel. 'n Voorbeeld van 'n kompromie waardeur ons leer om te verander en te groei en te ontwikkel in nuwe rigtings in, totdat ons iets in gemeen het in ons huwelike, is byvoorbeeld 'n lekker vakansie by die see. Ek in my persoon hou verskriklik daarvan om rustig vakansie te hou, ek hou daarvan om te lees, ek hou daarvan om goeie kos voor te berei en dit te eet, en dan lekker wyn daarmee saam te drink. Ek hou van om te stap en te staar as ek by die see is. As ek so staar as ek by die see is, dan gaan daar nie niks in my kop aan nie. Dan gaan daar verskriklik baie in my kop aan. En dit is vir my heerlik. So vakansietye by die see vir Wynand beteken die volgende: stadig en min. Dit is vir my heerlik. Bianca aan die ander kant is een van aktiwiteite. Sy is besig. Ek sal nooit vergeet, toe ek uiteindelik met haar tot verloving gekom het, het die ou wat op daai stadium die MD by hulle maatskappy was, my eendag, toe ek al kom haal daar by die werk, eenkant toe geroep en gesê, "Are you sure you'll be able to keep up with this girl?" Ek sal graag vandag weer met hom wil praat en wil sê, ek moes maar redelik fiks raak.
Want daai liefie van my ken nie van 'n eerste rad nie. So sy's besig. Sy sukkel om lank op dieselfde plek te wees. So byvoorbeeld om lang tye by die see te spandeer vakansies is nie vir haar so heerlik en vervullend soos vir my nie. Sy is meer een wat eet want sy moet. Ek eet want ek wil. Sy is baie lief vir hardloop in die lewe. Een van die goed wat vir haar goed is, lekker is en aangenaam is. Ons benader dus die lewe vanuit verskillende rigtings. In Spreuke 27 vers 17 staan daar yster slyp yster en so vorm vriende mekaar. Vir my om te kan groei in 'n rigting in waar ek kan leer om dalk 'n paar nuwe goed te probeer, dalk 'n bietjie my spoed 'n klein bietjie hoër te maak en Bianca in dieselfde asem kan leer om dan ook 'n paar nuwe goed te probeer om haar spoed 'n klein bietjie laer te maak, is maniere waarop beide van ons 'n kompromie kan aangaan, ook wanneer ons vakansie hou en ons kan verander, groei en ontwikkel in nuwe rigtings in, totdat ons meer in gemeen het in ons huwelike. Ons strewe na heelheid veroorsaak dikwels dat ons met iemand trou wat so radikaal verskillend van ons is. Daai opposite se trek ding waaroor ons laasweek gepraat het. Jy sien eienskappe in die ander persoon wat jy graag wil hê, maar nie het nie. En dis 'n goeie strewe, dis niks verkeerd daarmee nie, maar dit kan slegs van jou 'n meer afgeronde persoon maak as jy die karaktereienskappe in jou eie lewe wil inkorporeer. So dis een ding om eienskappe in jou potensiële eggenoot of in die eggenoot wat jy tans het, te kan raak sien en te kan waardeer en te kan staan met 'n oop mond en te kan dink, wow, hoe kry jy dit reg? Om te admireer is een ding, om te transformeer en dit wat jy by hulle sien, te inkorporeer in jou eie lewe, is iets heeltemal anders. Ongelukkig gebeur dit dan ook bykans nooit of baie selde. Met elke eggenoot wat gewoon vanuit hulle unieke persoonlikhede, hulle kant van die huwelik nakom, bly ons redelik stomp in so baie van die aspekte van ons lewe. Byvoorbeeld, hy verskaf die logika en sy verskaf die emosie. So hy doen net sy deel en sy doen net haar deel. Of sy verskaf die stabiliteit en hy verskaf die spontaniteit. Sy verskaf die erns en hy verskaf die pret. Hoe langer dit volhou, hoe meer gevestig raak die ander een in hulle opposite manier van dinge doen, in hulle opposite posisies, tot op 'n punt wat hulle mekaar verskriklik irriteer. En dan word hierdie komplementerende eienskappe polariteite. Dit hoef nie te gebeur nie, mits ons bereid is om ons oorgeromantiseerde idees in verband met die beauty of opposites op te gee en te strewe na individuele heelheid. Om bereid te wees om kompromieë aan te gaan, om te groei, te ontwikkel en te transformeer. Beide van ons in 'n huwelik kan heelheid in die huwelik inbring. Indien ons dit nie wil doen nie, sal die huwelik tog maar net ellendig wees. Whole people have a way of stumbling upon mutual joy, even if they are very different. Hoekom? Want heel mense is bereid om nuwe aktiwiteite te probeer. Heel mense is bereid om nuwe idees aan te neem. Heel mense is bereid om nuwe vaardighede aan te leer, om hard te werk, is oop vir nuwe vriende. Hulle het die durf om nuwe uitdagings te aanvaar, het moed om die waarheid te praat. Is nie bang om die risiko te neem van lief hê nie, kan buig sonder om te breek en kompromieë aangaan sonder om ontrou te wees aan hulle self. Kan mekaar in die middel ontmoet en omhels wat hulle daar ontdek en kan saam fees vier en vreugde vind daarin. Bly dis baie belangrik dat ons moet aanhou belê in ons huwelike. Ons moenie laks raak in ons huwelike nie, veral nie wanneer dit sleg gaan nie, en veral nie wanneer dit goed gaan nie. Met ander woorde nooit nie. Een van die beste dinge wat jy kan doen, as jy byvoorbeeld terugkom van jou witbrood af, vir die van julle wat nou binnekort gaan trou of getrou het, is om te gaan op 'n huweliksverrykingskursus. Eet gereeld saam. Gaan saam uit en breek weg oor die naweek. Lees saam boeke en bespreek dit. Sluit aan by vriendegroepe of egpare wat ook toegewyd is aan 'n gesonde huwelik, soos jy en jou eggenoot. Elke great huwelik is die gevolg van opregte en volgehoue belegging in die huwelik deur beide partye. Dit is ook vreeslik belangrik om vroegtydig die regte hulp te kry.
Sodra daar gevaartekens is, kry hulp. Ouers, vriende, dominees, terapeute, om daai mense te nader en te kan sê, ons gaan deur 'n rowwe tyd, sal julle ons asseblief help? Indien julle vroeg genoeg hulp kry, is die kanse goed dat daar heling sal kom. Dit is vir my elke keer 'n groot voorreg as leraar, wanneer enige iemand aan my deur kom klop en sê, help my asseblief op my persoonlike stories of in my huweliksstories, maar ek het ophou tel hoeveel keer mense kom aanklop by my wanneer daar al soveel afgebreek is in hulle as mens, wanneer daar soveel afgebreek is in hulle as egpaar, dat daar regtig bitter min is wat 'n mens kan doen om die situasie om te draai of te beredder. Ek herinner my aan einde laas jaar en vroeg hierdie jaar 'n soortgelyke geval. Dit breek my hart om te sien dat mense nie vroegtydig die regte hulp kry nie. 'n ander belangrike aspek, as ons wil bou aan stabiele, gesonde, sekure huwelike, is dit wat ons in Spreuke 6 vers 32 tot 33 lees. Maar die man wat oorspel pleeg is heeltemal dwaas. In die aard van die saak, die vrou ook, wat oorspel pleeg. Iemand wat dit doen, verwoes sy of haar hele lewe. Hulle sal slaaf verduur en verneder word. Niks sal ooit weer hulle skande kan uitwis nie. Egbreek is sinneloos. Haal dit dus af van jou lysie van opsies in die lewe. Moenie eers waag om te flirt nie, te flankeer nie. Luister bietjie wat sê Spreuke 7. Aangrypend beskryf Spreuke 7 vers 6 tot 27 vir ons hierdie dinamika. Ek was eendag by die venster van my huis. Ek het deur die gordyn staan en kyk, ek sien toe jong mense op straat wat nog baie moet leer. Tussen hulle was 'n jong man wat nie van beter geweet het nie. Hy het met die straat afgekom en naby die hoek van hierdie vrou se huis verbygegaan. Dis nou die gevaarlike vrou. Dit was so teen skemeraand, die donker het begin toesak. Die vrou, aangetrek soos 'n prostituut, het na hom toe geloop. Sy het slim planne gehad. Sy was luidrugtig en uitdagend en kon nie by die huis bly nie. Dan was sy in die strate en dan weer op die stadse plein. By elke hoek het sy gestaan en rondloer. Sy het by die jong man gekom en hom omhels. Ewe skaamteloos sê sy vir hom: My maaltydoffers het ek vandag gebring en my geloftes betaal. Ek het nou na jou toe gekom. Ek het na jou gesoek en hier het ek jou nou gekry. Ek het my bed oorgetrek met beddegoed van bont Egiptiese linne. Die tannie sê vir hom, ek het my beste beddegoed opgesit. Ek het my bed geurig gemaak met mirre, alwyn en kaneel. Ai, goedjies wat jy by wolpies koop, wat jy so op die bed spuit. My tannie sê vir hom, ek het dit gedoen. Kom ons verlustig ons in liefdeslus, dwars deur die nag tot môreoggend. Sjoe, my man is nie by die huis nie. Hy is weg op 'n lang reis, hy is weg met 'n beursie vol geld. Eers met volmaan sal hy weer terugkom. So ooreed sy die jong man met haar mooi praatjies. Sy verlei hom met haar gladde tong. Hy loop dadelik agter haar aan. Hy was soos 'n bees wat na die slagpale gelei word, arme vent. Hy was soos 'n wildsbok wat in die slaguister trap en 'n pyl kloof sy hart. Hy was soos 'n voël wat blindelings in 'n vangnet vasvlieg. Hy het nie geweet dat sy lewe verby is nie. Luister na my. My seuns, slaan ag op wat ek sê. Moenie julle ophou met so 'n vrou nie. Bly uit haar pad uit. Baie is al op haar kerfstok. Sy het al talle sterk mans so laat ondergaan. Haar huis is die kort pad na die doderyk, die voorportaal van die dood. Spreuke sê vir ons in hierdie gedeelte niks anders nie as pas op. Pas op. In die woorde van Spreuke 5 waarmee ons hierdie afdeling van ons tyd saam begin het. Maak seker, jou eie fontein gee vir jou groot vreugde en seën. Of jy man of vrou is, oppas, sê Spreuke.
Sterk families kan dus slegs gebou word op die fondasie van soliede, permanente en liefdevolle huwelike. Moet asseblief nie naïef wees oor die krag van verleiding en versoeking nie. 1 Korintiërs 10 vers 12 herinner ons, daarom as julle dink julle staan sterk, moet julle oppas dat julle nie ook tot 'n val kom nie. Egbreek sal die pyn in jou lewe en huwelik vermenigvuldig. Kry liewer vroegtydig die regte hulp in jou huwelik. Groei dieper in jou verhouding met God, jou vriende en jou familie. Dien meer in jou gemeente en in jou gemeenskap. Neem meer deel aan sport of ontspannende aktiwiteite. Pas jou verwagtinge aan en wees realisties. In aansluiting by dit wat ons laasweek oor die huwelik met mekaar gedeel het, ook net nog 'n paar gedagtes rondom stabiele, gesonde huwelike. Die tweede aspek van sterk families volgens die boek Spreuke is effektiewe ouerskap. Verskeie mense wat swaar kry in die lewe, identifiseer hulle gebrek aan wysheid en innerlike hulpbronne as een van die primêre redes hiervoor. En dit kan weer teruggeneem word na hulle ouers wat hulle nie met wysheid grootgemaak en toegerus het nie. Hoor hoe mooi staan daar in Spreuke 31 vers 28 tot 29. 'n Wyse vrou, haar kinders staan op en prys haar. Daar is baie knap vroue, maar jy is die beste van almal. In Spreuke 15 vers 20. 'n Verstandige seun maak sy pa bly. 'n Wyse ouer beleef ook die vreugde van kinders wat groot word en self op paaie van wysheid loop. Ek is tans besig met 'n boek in my eie lewe rondom wonde wat veroorsaak is in ons kleintyd. Spesifiek pa en ma wonde, en om mooi te kan identifiseer watter impak daai wonde in 'n mens se lewe het. Ons het laasweek vir mekaar gesê, deel van die wysheid wanneer jy 'n eggenoot kies, is nie om te vra of jou potensiële eggenoot seer gekry het of nie, maar eerder om te vra wat het gebeur, want ons almal kry seer, ons almal het wonde, om dan te vra wat is die tipe impak wat dit vandag op ons lewe nog het, en of daar genesing daarvoor te vinde is en gekry is. As pa vandag weet ek, gee ek ongelukkig ook vir my kinders wonde. Om dan nou in hierdie boek besig te kan wees, en dit te kan vergelyk met my eie belewenis as kind, maar ook as pa vandag, is 'n heerlike, gerusstellende, maar ook uitdagende oefening, om vir die Here te kan dankie sê vir die goed, wat ek deur sy genade wel reg kry in my kinders se lewe, maar om onmiddellik ook te weet, en bewus te raak van die feit dat daar verskeie goed is, wat ek verkeerd doen, en wat ek definitief voor moet jammer sê, vergifnis voor moet vra, en moet strewe daarna, om dinge beter te doen in afhanklikheid van God. Children and parents who walk in the paths of wisdom bring great joy to one another. So wanneer ons kinders groot maak met wysheid, trek die genot nie net na die een kant toe nie, maar na beide kante toe. Wyse ouers maak hulle kinders trots, wyse kinders verskaf ook vir hulle ouers groot vreugde. In Spreuke 17 vers 6 sê dit so mooi, kleinkinders is vir grootouers soos 'n koning se kroon. Paas is vir hulle seuns 'n trots. Warm verbale aanmoediging en lering is 'n baie belangrike element van om kinders met wysheid te kan grootmaak. Spreuke 1 vers 8 sê, my seun, luister na wat jou pa jou leer. Moenie wat jou ma vir jou sê in die wind slaan nie. Hierdie tipe verhouding, een wat gekenmerk word deur warm verbale aanmoediging en lering, is dus die verantwoordelikheid van beide ouers en hul kinders. Terwyl dit uiters belangrik is dat ouers 'n ruimte en 'n atmosfeer van aanmoediging, warmte en beskerming bied vir hulle kinders, leun Spreuke nooit oor na sentimentaliteit nie. So dit is belangrik dat ons kinders moet weet hulle is veilig. Ons dra hulle beste belange op die hart. Ons wil 'n warm omgewing skep waar hulle kan tuiskom en waar binne hulle wil funksioneer en leef. Maar dit is nooit sentimentaliteit nie. Die oomblik wanneer ons sentimenteel raak,
is ons nie besig om ons kinders enige guns te doen nie, en is ons nie besig om ons kinders met die nodige wysheid groot te maak en toe te rus, wat uiteindelik hulle eie lewe sal verryk nie. In Spreuke 22 vers 15 lees ons, dwaasheid is eie aan 'n seun, 'n pak sla haal dit uit hom uit. Alle ouers het minstens een storie wat vertel van hulle kinders se rebellie. Daar is dus 'n spanning tussen om, as het ware irrasioneel lief te hê, soos wat een sielkundige daarna verwys, en na die ander kant toe om gesonde en noodsaaklike grense te vestig. Elkeen van my kinders het maar 'n verskillende persoonlikheid, soos wat mense verskil. Ons oudste, my skoonpa noem haar 'n klappertjie. Sy is ook op 5 November gebore, wat Guy Fawkes is. So sy is die een wat nogal fireworks kan veroorsaak in haar persoonlikheid. Baie passievol, baie energiek, baie outgoing, maar sy is ook die enetjie wat, ek dink nog voordat sy ma en pa kon sy al die woordjie nee sê. So jy vra 'n ding as dit nee. Gaan al gou dit nee. So julle kan dink wat sy uitdagings lê daar. Maar sy's lieflik, ek is vir haar verskriklik lief, en ek sê altyd vir haar, en ek komplimenteer haar ook altyd en sê, jy's groot pret. Sy's verskriklik lekker om by te wees. As Mika daar is, dan weet jy, dit gaan 'n lekker tyd wees, dit gaan 'n goeie tyd wees. Ons middelkind Zani is weer baie rustig en baie kalm. Sy is weer die een wat sal toelaat dat jy bo oor haar loop. Vir haar moet ons weer gereeld aanmoedig om te sê, jy mag maar sê hoe jy voel. Jy mag maar opstaan daarvoor as jy voel ietsie is verkeerd, of mense is besig om jou te forceer om goed te doen wat jy nie wil doen nie. Die aard van die saak is die gewere in my kas ewe groot vir altyd my dogters op hierdie stadium. En dan ons seentjie Kai is baie spontaan. Dit is vir hom verskriklik belangrik om pret te kan hê. Hy het 'n pragtige hart. Hy is ondeend. Party dae as ek vas oortuig, hy is 'n bobbejaan wat sy stert afgekap is en iemand het hom kom aflaai vir ons deur. Maar hulle is lieflik. Hulle is van die Here af, en vir elkeen van hulle moet ek en Bianca dan nou ook met groot onderskeiding en die nodige wysheid, dissipline, style kan toepas, waar ons ook maar tussen hierdie twee spanningspole moet beweeg, van om hulle amper irrasioneel lief te hê, met ander woorde, maak nie saak hoeveel keer hulle nou al dieselfde foute maak nie, om weer 'n warm ruimte te kan bied, om weer 'n skouer te kan gee om op te huil, om weer te kan sê ons is lief vir jou, maar in dieselfde asem om gesonde grense in plek te kan stel, sodat ons kinders ook kan verstaan dat jy keuses maak en dat daar gevolge daarvoor is in hierdie lewe. In Spreuke 23 vers 13 tot 14 lees ons, moenie bang wees om jou kind te dissiplineer nie. Hy sal nie doodgaan van 'n pak sla nie. Daaroor kan ons seker 'n bietjie praat. As jy hom wil red van die dood, moet jy hom lyfstraf gee. Hierdie beteken nie, daar moet met geweld skade aan kinders gemaak word, wanneer ouers buite beheer is nie, maar wel dat dissipline 'n vorm van liefde kan wees. Dit is verder belangrik dat ouers 'n vorm van dissipline kies wat gepas is vir elke kind. 'n Pak slaag vir ons oudste ene werk bitter selde. Maar as jy nou vir haar wil straf, dan moet jy vir haar vir 5 minute in haar kamer laat sit, en dan mis sy uit op al die pret wat die binne uitgaan. Dan wil sy iets oorkom. Sy sal dan ten minste 2 keer dink, voordat sy volgende keer weer so ongehoorsaam is, soos wat sy nou net was. Ouers moet gepaste maniere vind om die gesindhede en optrede van hulle kinders positief te beïnvloed. Hierdie is 'n groot uitdaging. Wanneer sê ons kinders is kinders, en ons laat hulle maar hulle dinge doen, en wanneer sê ons hierdie gedrag is onaanvaarbaar? Wanneer tree ons in, en wanneer laat ons toe dat kinders leer deur die harde lesse van die lewe? Wanneer luister ons, en wanneer gee ons raad? Wanneer moedig ons aan, en wanneer waarsku ons? Hoe doen ons dit? Dit is net een manier, op ons knieë voor God. God gee aan ons leiding hieroor deur sy woord, deur baie goeie boeke, deur volwasse vriendskappe, deur beraders en deur die Heilige Gees. In Spreuke 22 vers 6, waarmee ons begin het vandag, staan daar, leer 'n jong mens om die regte pad te kies, en wanneer hy eendag oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie.
Dit wat ons as ouers vroeg by ons kinders vaslê, sal wortel skiet en vrug dra. In die vorm van respek, verantwoordelikheid en ander kerngoddelike waardes en eienskappe. Ons moet ons kinders help om hulle natuurlike vermoëns en belangstellings te ontdek. Dus, oorweldig kinders met liefde. Stel geskikte grense. Help kinders om te onderskei wat die unieke gawes is wat God vir hulle gegee het. Dit is baie belangrik dat ons kinders moet bevestig en hulle in hulle identiteit moet kan help verstaan wat dit is waartoe God hulle geskep het en geroep het in hierdie lewe. Daar's 2 voordele hieraan, minstens. Nommer 1, die voordeel in die gesig van die aanslag van die lewe soos wat hulle groter word. As daar in 'n grondslagfase in hulle lewe hierdie sterk selfinsig gevestig is, sal dit vir hulle makliker en meer doenbaar wees om staande te bly in die gesig van die aanslag van die lewe. Nommer 2, hulle kan die diep vreugde beleef van om te doen waarvoor hulle lief is. Daar's 'n pragtige voorbeeld van 'n argitek wat sy vreugde vind in sy werk. En as hy dan nou eendag uitgevra word oor hoekom dit so is, dan vertel hy die wonderlike storie van hoe sy pa al kleintyd geïdentifiseer het dat sy seun nogal goed is daarmee om goed uitmekaar te haal en goed te teken. Te verstaan hoe goed in mekaar moet steek. En sy pa het dit sterk aangemoedig. Sy pa, hy vertel met 'n groot glimlag hoe sy pa dan nou gesorg het dat toe hy nou 'n boomhuis wil bou, hy die planne self kan teken. Sy pa het as opsigter oor hierdie hele projek gefunksioneer. Sy seun gehelp om hierdie ding van A tot Z te teken, te ontwerp en in mekaar te sit. So het die pa hierdie kind begelei op 'n pad van wysheid, sodat hy kan ontdek wat sy groot passies in die lewe is. En hy is vandag 'n argitek wat diep lewensvreugde beleef. Of die leier van 'n maatskappy wat boeke publiseer. Wanneer sy uitgevra word daaroor, dan sê sy, wel, dis baie eenvoudig. My ma het van kleintyd af gesien dat ek baie hou van lees. En as ek nie besig is om te lees nie, dan is ek besig om iets te lei. Besig om 'n groepie mense te begelei, ek is besig om iets nuut te begin, een of ander nuwe inisiatief of wat ook al dit is. So wat kan dan nou beter wees as om die leier te wees van 'n maatskappy wat boeke publiseer? Dit is vir ons belangrik om die welstand van ons kinders in gedagte te hou, soos wat ons werk tot groter eenheid in ons huwelike. Terwyl ons al hierdie pragtige riglyne uit die skrif uit ontvang, weet ons dat die wêreld gebroken is. Dit is definitief ons strewe as gelowige mense om op hierdie manier te leef, om sterk families te bou deur soliede, stabiele, gesonde huwelike en effektiewe, liefdevolle, warm, geskikte ouerskap. Ons faal egter dikwels in ons taak. Ons weet ook dat verskeie huwelike nie die toets van die tyd deurstaan nie en dat verskeie mense as enkelouers hulle kinders moet grootmaak. Mag ons sonder om vir 'n oomblik veroordelend teenoor mekaar te staan, besef dat ons mekaar se liefde, ondersteuning, begrip en aanmoediging nodig het. Of ons nou in 'n ideale gesinsopset funksioneer en of dit maar knetter as enkelouer. Kom ons bid dat die drie-enige God vir ons sal versterk om aan te hou strewe daarna om met hierdie tipe wysheid uit te reik na mekaar, om mekaar aan te moedig, mekaar te bemoedig, om sterk families op hierdie manier te bou. Amen. Vader, baie dankie dat ons by mekaar kan wees rondom die woord. Dankie vir die pragtige herinneringe, dankie vir die diep nuwe insigte en selfs plek groot uitdagings wat ons beleef as ons luister na die woord. Here, ons is brose wesens wat in groot liefde deur U geskep is. Ons harte kom slegs tot vervulling in U. Help ons om met hierdie wysheid te leef, om daarna te strewe en om fikser te raak hierin. Op hierdie manier weet ons, kan ons U verheerlik. Dis ons strewe in ons gebed, in Jesus se naam. Amen.
Ons het vanoggend die wonderlike voorreg om ook saam die nagmaal te kan gebruik. Ek nooi jou om daar waar jy is, seker te maak dat jy 'n wyn of 'n sappie en 'n brood naby het. As jy dit gou moet gaan haal, dan kan jy dit gaan haal. Dalk het jy dit reeds voorberei. En dan hou ek ook vir ons die formulier voor vir die bediening van die nagmaal. Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel dus vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat dink ons aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê daarmee ook dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons doen en gedoen het. Ons staan nou op, daar waar jy is, in jou eie tuiste, as jy in die kar bestuur, terwyl jy dalk na 'n audio file van hierdie preek luister, moet asseblief nie opstaan nie, hou aan ry. Ons staan nou op en sê vir die Here wat ons glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Wanneer ons die brood eet, dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het en glo ons dat hy al ons sondes weggevat het. Wanneer ons die wyn drink, dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het en glo ons dat hy al ons sondes weggevat het. Kom ons eet nou die brood saam en ons drink ook saam die wyn. Hemelse Vader, baie dankie dat ons versterk kan word deur die brood en die wyn. Dankie vir die diep herinnering aan wie ons is en wie sin ons is. Ons is disippels van die drie-enige God. Die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is teenwoordig in almal van ons wat glo. En dit vir hierdie krag wat ons U dank, ook in ons strewe daarna, om sterk families te bou. Dankie dat die brood en die wyn ons ook herinner dat U genade vir ons genoeg is, juis wanneer ons swak is, juis wanneer ons diep foute maak. Ons sê dankie daarvoor, Here.
Amen. As 'n geleentheid om die Here te dien met jou offergawes. As ons saam kyk na 'n paar afkondigings, dan herinner ons mekaar weer daaraan dat jy die oude Rustoord diens op kanaal 7 kan luister. 10:00 op Sondag, lei oom Louis Conradie daardie diens, so skakel gerus in daarvoor. Ons herinner jou aan die vrouegroep Bybelstudie wat op Woensdae by mekaar kom. As jy wil deel word van dit wat hulle mee besig is, dan is jy welkom om die kerkkantoor te skakel. In ons preekreeks het ons volgende week ons laaste tema in hierdie reeks oor 'n wyse lewe wat werk. Leef met medelee is volgende week se tema, waarna ons dan 'n bietjie in 'n vakansietyd ingaan, waar daar oop en vrye temas is, en dan sal ons binnekort begin adverteer aan die nuwe preekreeks, wat ons aan die begin van die 3de termyn, begin van September, die termyne is nou so de mekaar met corona, begin van September sal begin preek, en waarvan ons dan nou in die gemeente almal saam sal deel wees. Dan herinner ons jou ook net aan die lekker wegneem etes, die warm sop en broodjie, of die lekker curry en rys wat jy kan bestel. Kontak asseblief vir Sandra by die kerkkantoor vir meer details, en hou asseblief maar al ons kommunikasie dop op e-posse of op WhatsApp ook. As slotlied sing ons saam Skep in my. Kom ons sing hartlik tot eer van God. Ek kan dank en offers bring, met my stem die nooit gesing. Here, Here, vir U sê, maar hoe ek kan dan probeer, hierdie altaar maak te sien, waarop ek my hart moet lê. Skep in my 'n hart van aanbidding, gebroke, eerlik, rein diep in my. Sou my wil weer barstiglik weier, dan bid ek, Here, buig dit in my. In die wêreld se gestaan, waar my eerste liefde kwam, en ek in my trots vergaan. Laat die mure rondom my in gebrokenheid verdwyn, en ek weerloos voor U staan. Skep in my 'n hart van aanbidding, gebroke, eerlik, rein diep in my. En sou my wil weer barstiglik weier, dan bid ek, Here, buig dit in my. Laat die Gees van kom, nuwe vrag laat blom, die bruid in my laat groei. Kom met vuur en reën, en bring nuwe seën, laat wyn in my siel vloei. Skep in my 'n hart van aanbidding, gebroke, eerlik, rein diep in my. En sou my wil weer barstiglik weier, dan bid ek, Here, buig dit in my. Skep in my
skep in my. O Here, skep in my. Skep in my. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees jou versterk in jou strewe daarna om sterk families te bou. Amen.